Hallo maats, baie welkom by ons volgende les. Ons is nou by les 12 van die tweede kwartaal. Vandag is die titel van ons les, Woorde om te onthou. Die geheetteksvers kom uit Deuteronomium 11 vers 13 en dit sê, Julle moet die Here julle God lief hê met julle hele hart. Die boodskap is dat ons God aanbid wanneer ons kies om hom te gehoorsaam. Sê jou ouers ooit goed soos, moenie vergeet om die vullis uit te neem nie, of moenie vergeet om die hond te voer nie. Hulle herinner jou om gehoorsaam te wees. Die kinders van Israel was op pad om by die beloofde land in te gaan, sonder Moses. Wat sou hy vir hulle sê? Moses het met verlangende oë oor die Jordaanrivier gekyk in die beloofde land in. Hy was hartseer, want hy sou nie binne gaan nie. Hy het nog 'n keer vir God gevra of hy nie asseblief by die land kan ingaan saam met die mense nie. Maar God het vir hom gesê, jy mag nie meer hieroor praat nie, jy kan die land sien, maar jy sal nie ingaan nie. Moses het dit aanvaar en het nie weer daaroor gepraat nie. Hy het God se wysheid gerespekteer. Nou dink Moses aan die kinders van Israel. Wie gaan hulle lei wanneer hy nie meer daar is nie? Wie gaan vir hulle omgee? Hy bid en vra vir God om vir hom te wys wie 'n goeie leier sou wees. God sê vir Moses dat Joshua die mense sou lei. Joshua het nou al vir baie jare langs Moses se sy gewerk, vandat Aaron dood is. Moses weet dat Joshua is 'n man van geloof. Moses is baie in sy skik met God se keuse. God het nog een laaste ding wat hy graag wil hê Moses moet doen. Dit is nou al baie jare vanaf die kinders van Israel die 10 gebooie by Sinai ontvang het. Meeste van die groot mense wat nou leef, was toe baie klein kindertjies gewees, of hulle was nog nie eers gebore nie. Hulle kon nie alles verstaan wat gebeur het by Sinai nie. Min van hulle was oud genoeg om te weet wat dit beteken het. So God sê vir Moses om weer hierdie wette aan die kinders van Israel te verduidelik. God wil hê dat sy mense moet weet dat sy wet gaan saam met hulle in hierdie nuwe land. Moses het die mense bymekaar geroep en sy gesig het verhelder. Sy pragtige oë het oor die duisende mense uitgekyk en hierdie was sy laaste woorde aan hulle. Met 'n stem vol emosie het hy hulle geskiedenis vir hulle weer vertel. Hy het vir hulle vertel hulle was slawe in Egipte en dat God hulle gered het. Hy het hulle herinner aan die wonderwerke wat God vir hulle gedoen het en vir hulle vertel hoe hulle deur die Rooi See ontsnap het. Deur hulle reis deur die woestyn het God water en kos vir hulle gegee. Hy het hulle warm gehou in die aand met 'n kolom van vuur en deur die dag met 'n wolk het hy hulle koel gehou. Hy het hulle vertel van die dinge wat hulle voorvaders verkeerd gedoen het en afgode aanbid het. Hy het ook vir hulle gesê wat met daai mense gebeur het. Hy het hulle herinner dat daai mense se sonde gemaak het dat hulle nog 40 jaar in die woestyn moes rondwandel voordat hulle Kanaan kon binnegaan. Moses het hulle herinner aan God se groot liefde en geduld, van sy vergifnis en sy genade. Moses het al die reëls wat God vir hom gegee het, vir die mense weer voorgelê. Hy het hulle herinner dat hulle 'n voorbeeld moet wees van God se wysheid vir die ander nasies rondom hulle, en hy het hulle die wonderlike dinge vertel wat vir hulle wag in Kanaan. Weer gaan hulle deur die wet. Hy is so bang dat hulle sal vergeet en wegdwaal van God, so hy herinner hulle aan die wonderlike seëninge wat vir hulle wag as hulle God gehoorsaam. Hy vertel van seëninge van kos, gelukkige families, goeie leiers en beskerming teen vyande. Maar Moses vertel hulle ook wat sal gebeur as hulle nie luister nie. Hulle sal geen vrede of veiligheid hê nie en hulle sal vrees vir hulle lewe. Toe sing Moses vir hulle 'n lied. Jy kan sy lied lees in Deuteronomium 32. Dit vertel die wonderlike goed wat God vir sy mense gedoen het in die verlede. En dit vertel van toekomstige goed wat gaan gebeur en Jesus wat gaan kom om ons te kom haal. Moses sê, julle moet julle kinders van hierdie wette vertel en hulle help om al hierdie woorde te onderhou. Hulle is nie net woorde nie,
Hulle is jou lewe. Die mense het die liedjie gememoriseer en dit vir hulle kinders geleer. Hulle moes dit altyd onthou, want dit help hulle om te onthou wat God vir hulle gedoen het. Na hierdie boodskap het Moses die berg Nebo uitgeklim. Hy het nog een keer oor die beloofde land uitgekyk en die Bybel sê vir ons in Deuteronomium 34 vers 5, Moses, die diensknegt van die Here, het gesterf op die berg Nebo in Moab, net soos die Here gesê het.